Goeiemôre geliefde broers en susters en baie hartlik welkom in ons erediens vanoggend. Tot die besoekers wat vandag hier by ons is, baie hartlik welkom aan elkeen van julle. Ons glo vertrou die Here is weer die erediens vandag by ons, dat ons in sy teenwoordigheid kan asemhaal, dat ons die voorreg het om sy woord te mag luister en daardeur ook in ons lewenswandel van elke dag gerig te word. Mag die Here elkeen van ons wat vandag hier is, ryklik seën. Broers en susters, kom ons begin vandag ons erediens deur saam met toetrede lied te sing. Ons gaan lied 286 wat ook 'n gebed is, saam sing, waar ons dan ook vir die Here bid, dat ons vandag in sy skadu, in sy teenwoordigheid, aan sy woord mag luister. Kom ons sing lied 286 as 'n toetrede. Die digter van Psalm 84 sê, gelukkig is hulle wat in God se huis woon. Gelukkig is mense wie se krag in die Here hulle God lê. Geliefde broers en susters, mag genade en vrede oorvloed aan u geskenk word deur die kennis van God en van Jesus ons Here. Amen. Oh
susters, God se wet eis liefde van ons. Hoor som Jesus die wet vir ons op. In Matteus 22, vers 35 tot 40. En een van hulle, 'n wetskenner, het vervolgens 'n vraag aan hom gestel om hom te toets. Meester, wat is die belangrikste gebod in die wet? Hy het vir hom gesê, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die belangrikste en die eerste gebod. En die tweede wat hieraan gelyk is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Op hierdie twee gebooie berus die hele wet en die profete. Ons weet hoe liefdeloos ons teenoor God en teenoor ander mense is. Laat ons ons skuld bely met die sin van die 233. Hoor dan God se genade uit Romeine 10, vers 9 en 10. Want as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en jy glo met jou hart dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy verlos word. Want met die hart glo ons, en ons word regverdig verklaar, en met die mond bely ons, en word so verlos. Laat ons nou ons geloof bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons het bely dat Jesus Christus deur sy lyding,
sterwe en opstanding vir ons die ewige lewe verwerf het. Laat ons sing van ons heerlike toekoms. Kom ons sing Vonklied 174, strofes 1, 3 en 4. Ek hou aan die strofe 4 voor. Strome van seën uit die hemel, dis wat die Gees ons beloof. Heer, leer ons bid met verwagting, om te volhard in geloof. Strome van seën, gee dit in oorvloed, o Heer, dat ons kan groei en kan vrug dra, daagliks kan leef tot u eer. Ons sing as bedevaartslied, Vonklied 174, strofe 1, 3 en 4 vervolgens. Testament in die boek Jeremia, ons gaan daar uit Hoofstuk 29 uitlees van vers 4 af tot by vers 14. So sê die Here, heerser oor alle magte, die God van Israel, aan al die ballinge wat ek het Jerusalem na Babel in ballingskap weggevoer het. Bou huise, bewoon dit. Plant tuine aan en eet die vrugte daarvan. Neem vroue en verwek seuns en dogters en kry vir julle seuns vroue en gee julle dogters aan mans, sodat hulle seuns en dogters kan kry. Word dan meer en moenie minder word nie. Bevorder die voorspoed van die stad, waarheen ek julle in ballingskap laat gaan nie, en bid tot die Here vir die stad, want in sy voorspoed is daar voorspoed vir julle. Ja, so sê die Here, heerser oor alle magte, die God van Israel. Moenie dat julle profete en die voorspellers in julle midde julle mislei nie. Moenie aandag gee aan die drome wat julle hulle laat droom nie. Want dit is leuns wat hulle vir julle profeteer in my naam. Ek het hulle nie gestuur nie, is die uitspraak van die Here. Ja, so sê die Here, as 70 jaar vir Babel verloop het, sal ek aan julle aandag gee en my goeie belofte aan julle gestand doen, julle na hierdie plek toe terug te bring. Ja, ek ken die planne wat ek vir julle het, is die uitspraak van die Here. Dit is planne van voorspoed, nie teenspoed nie, om julle 'n toekoms en hoop te gee. Julle sal my aanneem
en kom en tot my bid, en ek sal na julle luister. Julle sal my soek en vind, as julle my met julle hele hart raadpleeg. Ek sal my deur julle laat vind, is die uitspraak van die Here. Ek sal julle lot verander, en julle bymekaar maak. Al die nasies, al die plekke waarin ek julle verdryf het, is die uitspraak van die Here. En ek sal julle terugbring na die plek waarvandaan ek julle in ballingskap weggevoer het. Ons lees dit op sover, geliefde broers en susters. Digter van Psalm 1 sê, gelukkig is die mens wat nie die raad van goddeloses volg nie, wat nie op die pad van sondaars gaan staan nie, wat nie in die byeenkoms van spotters sit nie. Maar gelukkig is die mens wat sy vreugde vind in die wet van die Here. Die wet van die Here daagliks mymerend in die hart. Christus, ons is gedurende hierdie jaar op hierdie uiters opwindende reis, wanneer ons praat oor asemhaling in die geloof. Ons het gedurende hierdie jaar gehoor dat ons elke dag God se teenwoordigheid in ons lewens en in ons omstandighede kan inasem. Ons het geleer dat ons elke dag in God se teenwoordigheid staan en die voorreg het om al ons bekommernisse en al ons vrese en al ons spanning voor God te gaan uitasem. Sodat ons geestelike longe plek het waar ons die Heilige Gees weer kan inasem en gevul kan word met die Gees van God wat vir ons gemoedsrus en vrede gee. Gedurende die derde kwartaal het ons ook gehoor dat ons as gelowiges nie net op ons eie moet asemhaal, God se teenwoordigheid moet inasem en dan weer ons eie lewens gaan uitasem met God se teenwoordigheid nie, maar ons het wel ook gehoor dat ons saam
asem moet haal. Dat ons as 'n geloofsgemeenskap moet saam asem in God se teenwoordigheid. Dat ons met een ritme en met een hart, een en dieselfde liggaam van Christus moet wees. Maar vanoggend, geliefde broers en susters, neem ons reis 'n baie kosbare, ook 'n baie belangrike, mens gesels sê 'n praktiese, maar tog ook 'n baie bemoedigende wendeling. Want sien, geliefde broers en susters, saam asem is nie net die gees van God in te asem as 'n gemeente nie. Maar saam asem het ook ten doel. Dit beteken ook dat ons as 'n geloofsgemeenskap moet gaan asemhaal vir die wêreld waarin ons elke dag leef. Dat ons moet gaan asemhaal vir die wêreld en die omstandighede wat vir ons daar buite wag. Nou in Jeremia 29 hoor ons die beskrywing dat die volk Israel weggevoer is in ballingskap. En dadelik dink ek is daar 'n sekere prentjie wat ons uit ons koppe uit moet kry rondom die ballingskap. Ballingskap beteken op geen manier dat die arme Israeliete daar in Jerusalem rondgejaag is deur die Babiloniërs en toe uiteindelik gevang is en toe weggevoer is na Babylon toe of na Babel toe en daar as gevangenes aangehou. Dit is glad gebeur. Hulle is wel aangeval deur die Babiloniërs en hulle is weggevoer uit hulle eie land uit na Babilonië. En daar is hulle as volk gehervestig. Sy getronk in die tronk nie, hulle was nie gevangenes gewees nie. Hulle is hervestig om nou daar te gaan leef, daar te gaan werk, daar te gaan bly en daar 'n nuwe lewe vir hulle self vind. Hierdie Israeliete bevind hulle self nou in 'n vreemde land, tussen vreemde mense, vreemde nasies, vreemde sosiale strukture en vreemde kulture. Soos kan eintlik sê hierdie ballinge is daar in Babel vreemde. En dit almal van ons weet, dit is nie baie lekker om op 'n vreemde plek aan te kom en deur ander aangekyk te word as 'n vreemdeling. Wat jy ken is, jy weet niks nie. Dis 'n uiters slegte gevoel om 'n vreemdeling te wees. En dis presies wat Israel was in ballingskap. Hulle was vreemdelinge. En natuurlik het mense reaksie daarop. Sommige van hulle wou vlug uit hierdie omstandighede uit. Maar waar toe jy vlug? Daar wil jy vandaan kom is niks meer. Dit help ook nie jy vlug na 'n ander land toe nie, want dan is jy ook maar net 'n vreemdeling. Daar gaan jy in elk geval dieselfde moet doen as wat jy hier tans doen waar jy nou is. Sommige van hulle het in opstand gekom teen die Babiloniese owerheid. Hulle was ongelukkig geweest en het wou veg teen die onregmatige behandeling van hulle wat ballinge is. Hulle wou veg teen die owerheid, teen die korrupsie in die owerheid. Hulle wou veg vir die feit dat hulle eie kultuur en hulle eie maniere eintlik heeltemal ontken word deur die owerheid. Hulle wou veg teen die misdaad waaronder hulle daagliks gebuk gegaan het. Hulle wou veg teen die haaglike omstandighede waarin hulle bly in Babilonië. Die meeste van hulle wou net in 'n hoekie gaan sit en kla oor alles wat sleg is. Nou as ek dit so sê, geliefde broers en susters, dan klink dit nie werklik asof ek praat van 'n volk wat 2.500 jaar terug weggevoer is in ballingskap. Dit klink eerder as gepraat van Suid-Afrikaners wat vandag in Suid-Afrika bly. Dis nie, geliefde broers en susters, die Here stuur vir die Israeliete 'n brief. 'n Brief van die hand van sy profeet Jeremia. En hy gee vir hulle baie pertinente opdrag. Hy sê vir hulle, hou op kla. Verander eerder julle praatjies in bidjies. Hou op praat. Begin bid. En hierdie opdrag is eintlik baie relevant vir ons wat vandag ook leef. Want sê, geliefde broers en susters, die Here kom vandag na ons toe. En hy gee ook vir ons 'n opdrag om te sê, hou op kla met dit wat vandag in jou lewe aan die gebeur is. Begin liewer bid. Ons lees in Jeremia 29 vers 11 en 12. Daar sê die Here
Ek ken die planne wat ek vir julle het. Dit is planne van voorspoed en nie teenspoed, om aan julle 'n toekoms en hoop te gee. Julle sal my aanroep en kom met op my bid en ek sal na julle luister. Hierdie baie bekende en pragtige belofte wat die Here aan die volk Israel gee. Maar dit is dieselfde belofte wat die Here vandag aan elkeen van ons gee wat hier sit. Elke individu wat vandag hier is, ontvang ook hierdie belofte van die Here af. Die Here kom sê vandag aan elkeen van ons wat hier is, dat hy ken vandag die omstandighede waarin jy leef. Hy weet vandag watter situasies is jy vasgevang. Hy weet vandag wat is jou bekommernisse, wat is jou vrese, wat maak jou gespanne. Hy weet vandag wat is die groot onsekerhede in jou eie gemoed. En dan kom gee die Here hierdie belofte. Dit maak nie saak wat jou omstandighede is. Het sy by jou werk? Het sy jou omstandighede in jou gesondheid? Het sy jou finansiële omstandighede? Of het sy jy besig is op hierdie oomblik om 'n persoonlike stryd en iets te voer? God weet wat dit is. En niks is buite God se beheer. Maar geliefde broers en susters, ons is as mense is so baie keer geneig om hierdie spiraal van negatiewe denke en negatiewe praatjies te verval. Ons beland in omstandighede en dan sê ons vir onsself, dit gaan nooit beter raak. Ons kyk na ons eie land en dan sê ons land staan nie op die randjie van 'n afgrond nie, hy sal klaar by die afgrond af. Ons kyk na ons eie omstandighede, ons eie situasies en ons sê ons, my situasie is uitsigloos. Daar's vir my geen hoop. Ons beland so maklik in hierdie negatiewe spiraal. Maar hoor dan, wat is God se opdrag vandag aan jou as individu? Hou klaar. Verander jou praatjie en ek weet, want ek weet wat my planne vir jou is. En ek het planne vir jou. En daardie is planne van vrede. Dis planne van hoop. Ek het planne vir jou toekoms. Niks is vir my onmoontlik. Hou klaar. Verander jou praatjie. En ek weet, geliefde broers en susters, ons sit net so. Dan bid ons vandag vir elkeen van ons wat hier is. Hemelse Vader, vandag bring ons elke individu wat hier in u huis saam is en in u teenwoordigheid saamgekom het, na u voete toe. Ons kom bid vandag, Here, dat u wat elkeen van ons omstandighede ken, u wat weet wat baie keer ons vrese en bekommernisse is, u wat weet wat baie keer ons praatjies in die omgangstaal is. Bid, Here, dat u vir ons daardie insig en daardie visie sal gee. Nie net gepraat, maar eerder te begin by. Ons kom bly vandag, Here, dat u ons sal vergewe. Daar waar ons so baie keer besig is met die negatiewe praatjies van die wêreld. Help ons om eerder ons fokus elke dag in te stel op u en die hoop wat u vir elkeen van ons gee. Lei elke individu wat vandag hier is om saam te asem met die geloofsgemeenskap, saam te asem met u woord, saam te asem in die beloftes wat u vir ons gee. Hier sit ons vandag, Here. Ons leef vandag uitgeworpe aan 'n wêreld, 'n land, 'n gemeenskap. Here, daar is soveel dinge waardeur ons wil veg. Soveel dinge waarvan ons wil wegvlug. Daar is soveel dinge wat nie vir ons sin maak nie, wat ons graag wil verander. Here, help ons om steeds vol te hou met gebed. Want ons weet, Here, u beloof dat wanneer ons tot u nader, u ons hoor wanneer ons bid. U, Here, sal magtig
U kan ons gebede verhoor. Seën elke individu wat vandag hier is. Amen. Lieve broers en susters, in Jeremia 29 vers 5 en 6 lees ons, sê die Here, bou huise en bewoon, plant tuine aan en eet die vrugte daarvan. En vroue, en verwek seuns en dogters, en kry vir julle seuns vroue en gee julle dogters aan mans, sodat hulle seuns en dogters kan kry. Word daar meer en moenie minder word nie. Lieve broers en susters, die Here gee nie net 'n opdrag aan elke individu wat vandag hier is. Die kring is selfs 'n bietjie groot. Hy praat ook vandag met elke huisgesin, elke huishouding, elke familie wat vandag hier verteenwoordig word. En die Here gee dit ook 'n baie duidelike opdrag daar. Jy as gesin, jy as familie, moenie in hierdie wag en sien patroon van die wêreld verval. Daar in die Babiloniese ballingskap het dit maklik gebeur dat hierdie Israeliete, hierdie volk van die Here gedink het, dat hierdie ballingskap maar net tydelik sal wees. En daarom wou hulle nie vir hulle huise bou. Daarom wou hulle nie vir hulle tuine aanplant nie. En as praat van tuine, praat ons heel waarskynlik van groentetuine, nie soseer blomtuine nie, maar dit sluit ook nie blomtuine uit. Hulle wou niks doen, want daar is in elk geval niks vir ons hier. Dan kom die opdrag van die Here. Dis nie so nie. Hier is baie vir julle, hier waar julle tans is. Ons huise vandag, ons gesinne vandag, vorm die ritme van ons lewe. En wanneer ons in ons tafelgesprekke, dis maar die gesprekke wat ons met mekaar in die huis het, die heeltyd besig is om te kritiseer, om ons bure te kritiseer, om die skole te kritiseer, die regering te kritiseer, selfs die kerk te kritiseer, dan saai ons dood in ons kinders se harte. Geen hoop, geen vooruitsig, net dood en wanhoop. God roep ons vandag, elke gesin wat hier verteenwoordig is, om 'n sentrum van lewe te word. Hy roep ons vandag om 'n sentrum van hoop te wees. Hy roep ons vandag om 'n sentrum van geloof te wees. En daardie sentrum word die ligklok, nie net vir ons eie gesinne nie, maar ook die ligklok vir die ander gesinne wat om ons is, wat in ons straat bly, wat saam met ons werk, wat saam met ons skool toe gaan, elke dag saam met ons die lewe deel. Bou huise van gasvryheid, bou huise van gebed, en plant tuine aan van omgee. Omgee vir almal wat die lewenspad kruis. God se opdrag is baie duidelik. Vermeerder, moenie verminder. Vermeerder in geloof. Vermeerder in hoop. En vermeerder in liefde. Ons bid vir ons gesinne. Here, ons bid vandag vir elke gesin wat hier verteenwoordig word. Here, elke gesin het ook maar sy eie kruis wat hy elke dag dra. Hierdie wêreld, Here, waarin ons leef, is so maklik en so vinnig om gesinne aan te val. Die eenheid, die skoonheid, die mooiheid van gesin wees, heeltemal af te breek. En daarom is dit vandag ons gebed, Here. Help ons om op te hou klaar met die dinge rondom ons. Verander ons praat en ek bid. Ons bid vandag, Here, dat die hand van bewaring by elke gesin hier teenwoordig sal wees. Dat die elke gesin sal beskerm, nie net van die wreedheid van hierdie wêreld nie, nie net die wreedheid van mense nie, maar ook teen die felle aanslag van die bose magte wat in die lig rondom ons is. Beskerm ons gesinne, versterk ons gesinne. Help ons, Here, om huise te bou, huise wat gevul is met liefde, huise wat gevul is met daardie deernis, huise wat gevul is met die lig van U woord,
Help ons, Here, om tuine aan te plant, tuine van omgee. Nie net vir ons geliefdes, maar vir almal, elke dag, ons lewenspad kruis. Here, help ons, gee vir ons krag, om nie net agteroor te gaan sit en niks te doen. Maar gee vir ons daardie wilskrag en daardie uitevermoë, om daagliks saam te asem, ter verheerliking van U naam. Amen. Hier Jeremia 29 vers 8 en 9 sê die Here daar, moenie dat julle profete en die voorspellers in julle midde julle mislei nie. En moenie aandag gee aan die drome wat julle hulle laat droom nie. Want dit is leuns wat hulle vir julle profeteer op my naam. Ek het hulle nie gestuur nie, is die uitspraak. Here. En die broers en susters, God se opdrag is nie net aan individue nie. Dit is nie net aan ons huis gesit nie. Maar God se opdrag is ook aan ons as 'n gemeente gerig. En sy opdrag is baie duidelik. Waak teen valse hoop. Valse hoop wat ons so maklik in die wêreld daar buite optel. En gaan waak as gemeente ook teen 'n oppervlakkige godsdienst. Want dit is presies wat in die ballingskap gebeur. Daar was hierdie mense wat opgetree het as profete en profetiese boodskappe oorgedra het. Dis nie bekommerd wees hierdie ballingskap is binne 2 of 3 jaar is dit verby. Dit is leuen. Daarom kom stel God self die leuen reg en sê nee ouens, julle gaan nog geruk hierso wees. Ons praat spesifiek van 70 jaar wat julle hier gaan bly. En om daardie rede is die opdrag van die Here, wortel julle self as 'n gemeenskap in hierdie ballingskap. Sien geliefde broers en susters, dis presies wat ons as gemeente se opdrag ook is. Gemeente wees vereis stammeling. Dit vereis uitoefening. Dit vereis 'n langtermyn getroue aan die woord van die Here. Want ons is in hierdie wêreld en ons gaan lank in hierdie wêreld wees. Maar ons moet gewortel raak in die wêreld. Gewortel God se lig te laat skyn. Ons as 'n gemeente is die laboratorium waar ons saam asem inskryf. Ons kan nie vir die wêreld bid vir vrede, bid vir omgee, bid vir deernis, as ons self nie indragtig is nie. God roep ons om een liggaam te wees, wat op een ritme vorentoe beweeg. En in hierdie een liggaam is ons saamgevoeg om saam te staan, om mekaar se laste te dra, en saam die Here te aanbid. Ons opdrag vandag aan ons as gemeente is, hou klaar met dit wat verkeerd is in die wêreld daar buite. Verander jou praatjie in 'n bidjie. Kom ons bid vandag vir ons gemeente. Grote God en Vader, Here, U wat self die kerk in stand hou. Hier kom ons as 'n gemeente saam. Here, ons gebed is dat U die eenheid in ons gemeente sal vasbind met bande van liefde wat onbreekbaar is. Here, hier as 'n gemeente kom ons saam om as 'n eenheid op een ritme en met een hart te beweeg in die wêreld en in die gemeenskap waar U ons geplaas het. Help ons, Here, om ons wortels diep in te skiet, sodat ons as 'n gemeente vas kan staan. Gemeente wat hoop bring. 'n Gemeente, Here, wat vertel van U lig, wat selfs in die donkerste plekke in mense se lewens skyn. As 'n gemeente, Here, wat U liefde, U omgee, U deernis en U barmhartigheid die mense rondom ons sal deel. Seën U kerk, Here. Hou steeds U kerk elke dag in stand. Amen. Liefde broers en susters, in Jesaja of Jeremia 29 vers 7 sê die Here daar, bevorder die voorspoed van die stad waarheen ek julle in ballingskap laat gaan. En bid tot die Here vir die stad, want sy voorspoed is op die voorspoed vir julle. En geliefde broers en susters,
hier kom bietjie 'n radikale deel van die boodskap wat Jeremia aan die Israeliete moes oorgedra. Hy kon sê vir hulle, dat hulle nie net bid vir hulle self, maar hulle moet ook bid vir Babylon, vir die Babyloniërs, vir hierdie plek waar hulle bly. Hulle moet bid vir hulle onderdrukkers. Hulle moet bid vir hierdie heidense stad wat vol probleme is. Geliefde broers en susters, waarom moet hulle bid? Want die Here sê vir hulle dat julle welstand is baie nou gebind aan die welstand van die stad en die land waarin julle tans woon. Geliefde broers en susters, die probleme van ons dorp is ons probleem. Die probleme in ons land is ons probleem. Armoede, korrupsie, werkloosheid, die gebrokenheid van skole waar daar is van skole, die gebrokenheid waar daar is van strate. Ons kan nie net ons skouers optrek en sê, dis nie ons saak, want dit is ons saak. Dit raak elke huishouding. En daarom, geliefde broers en susters, is die opdrag baie duidelik. Hou op klaar. Verander jou praatjie. En dit byt. Ons het die opdrag gekry, hier waar ons geplant is, in ons eie gemeenskap, ons gemeenskap ook te leer, om asem te haal. Ons moet ophou praat en ophou kla oor die paai, en ons moet ophou kla oor die munisipaliteit, ophou kla oor die misdaad waaronder ons gereeld gebid gaan. We gaan bid. Bid vir God se vrede. Bid dat God algehele herstel, algehele heling ons dorp en ons land sal bring. Bid dat God ons dorp en ons land voorspoedig sal maak. Die boodskap is baie duidelik, geliefde broers en susters. Vir elke individu sê die Here, vertrou God. Vertrou dat God 'n plan het vir jou lewe. Daardie plan is 'n plan van hoop. Maak nie saak hoe jou omstandighede kan lyk. Vir ons as gesinne is die opdrag van die Here baie duidelik. Plant tuine van lewe vir jou gesin, maar ook vir almal wat bepaal. Vir ons as gemeente is die boodskap baie duidelik. Staan vas in die waarheid van God se woord en dra mekaar. Dan natuurlik, geliefde broers en susters, is God se opdrag nie net vir ons nie, maar ook vir ons hele gemeenskap baie duidelik. Soek na die Here. Bid oor die Skepper. En bid dat God vrede in ons dorp en in ons land sal gee. Bid vir God se voorspoed. Nie net in ons lewens, maar in ons dorp en in ons land. Want dit is ook ons voorspoed. Hou klaar. Verander jou praatjie. En bid. Amen. Liefde broers en susters, as 'n slotsang en ook as 'n slotgebed, sing ons in Onse Vader in die 266.
Die God van hoop sal u deur die geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat die hoop al hoe sterker sal wees deur die krag van die Heilige Gees. Amen.